mense, hierdie is episode 6. Ons gaan nou vandag bietjie gesels, of ons gaan aan met die afhanklikheidsbepaling wat jy nou gedoen het, jou derde stap. En ek praat nou maar spesifiek van ons. Ons het toe nou besluit, ons wil heeltemal wegkom van Eskom af, so ons het toe nou vir ons 'n sonstelsel ingesit. Maar daar was toe nou redelike groot implikasies met hierdie sonstelsel. Eerstens, die stelsel wat ons ingesit was heeltemal te klein, of nie regtig te klein nie, batteryekapasiteit was 'n probleem. Toe het ons dit vermeerder, dit het baie van ons probleme opgelos, maar daar was toe nou nog 'n paar aspekte. Onthou nou, ons is nou mense wat uit die stad uitkom, ons was gewoond aan Eskom krag, jy weet so, daar was 'n paar realiteite wat ons toe nou moes in ag neem. So, een van die ander dinge wat jy sal moet besef, enigiets met 'n element, hy eet krag soos nog iets. So 'n stoof, 'n geyser en natuurlik 'n ketel. So daai drie goed is dodelik op kragvoorsiening. So as toe ons van daar af besluit, okay, eerstens ons gaan die ketel gebruik ons nog steeds, want ons kragkapasiteit is daarom nou van die aard dat dit nie regtig meer 'n probleem is nie. Maar ons het oorgeskakel na 'n songeyser toe, hulle werk baie goed. Ons is nou maar hier op 'n plaasie, so op die einde van die dag, jy weet, jy het nie hoë drukstelsels nie. So ons kon 'n laagdrukstelsel songeyser insit en hy's baie effektief en maak die water lekker warm. Glad nie 'n probleem nie. Maar daar is sekere lewensaanpassings wat jy wel moet maak, byvoorbeeld in die winter. As jy nou wil stort of bad of wat ook al, kan jy dit nie doen na byvoorbeeld 9 in die aand nie, want dan is die water klaar koud. Wel nie koud nie, koud is seker nou 'n bietjie oordryf, maar as jy na dit bad of stort of wat ook al, dan veroorsaak dit dat die water nie naaste by so warm is as jy dit vroeër doen nie. So in wintertyd word daar nou vroeër gebad of dalk in die dag gebad. Net soos wat dit nou maar soos wat jy nou afhanklik is. Dan net om terug vinnig te kom na die sonstelsel toe. 'n ander ding wat jy ook sal moet hê, al het jy 'n sonstel, is maar 'n generator, want onthou jy sit nou self loadshedding op jouself sonder dat jy dit regtig iemand se skuld is, en dis nou maar gewoonlik as dit reën of bewolk is. So jy moet daai implikasies ook maar in gedagte hou. Maar as jy bereid is om nie te bekommer nie, dan is dit nie 'n nodige ding nie. Weereens 'n bepaling van jou afhanklikheid op die einde van die dag. Dan die ander ding wat ons ook gedoen het, wat ons nie gewoond was aan nie, was byvoorbeeld ons het toe nou maar 'n gasstoof aangeskaf. En die gasstoof werk baie lekker. Ons het nogal redelik hard probeer om 'n houtstoof aan te skaf, maar daar was maar net te veel goed wat op die einde teen ons was, laat dit nou net nie so uitgewerk het nie, en toe het ons op die einde gasstoof gekry. Maar baie gehelp, baie die krag gehelp en die spaar van die krag. En dan nou nog 'n dingetjie wat nie noodwendig, ek weet daar is 'n bietjie kontroversie rondom dit, maar jy gaan moet kyk na goed soos energy savers en LED lampies op die einde van die dag, want jy weet, dit gebruik net soveel minder krag op die einde van die dag. Jy weet, as jy hierdie groot oudtydse spotlights het, daai ding trek jou al 10 kW batterye in sy kanonne in een aand, byvoorbeeld, of argumentsonthaalwe. So dis net belangrik dat jy moet verstaan, as jy daai roete gaan van sonkrag, en ek praat nou nie van sonkrag met Eskom as 'n backup nie, ek praat van uit en uit sonkrag, so jy is van die grid af. Dan moet jy verstaan, daar is implikasies wat daarmee gepaard gaan, en jy gaan sekere lewensaanpassings moet maak. Maar dis niks so drasties as wat jy dit nou maar net kan, jy weet, jy kan dit daarom redelik gemaklik doen. Daar is iets om dit mee te vervang. So dit is net daai konsep om te verstaan. Onthou weer eens, dit gaan oor jou afhanklikheidsbepaling.
As jy voel jy het nie krag nodig nie, jy weet dan kom maar nou ander aspekte in, so jy dan nou glad nie verkoeling in jou huis nie, en ek praat nou nie van ligverkoeling nie, ek praat van, jy weet, vrieskaste, yskaste ensovoorts. So nou moet jy kyk na ander goeders, byvoorbeeld soos 'n gas vrieskas of 'n gas yskas, of jy gaan na in die ou tyd in, wat ons voorouers ook maar mee gewerk het, en dit was hierdie koelkaste wat hulle maar buite in die veld basies gebou het, naby aan die huis. En ek meen, dis maar redelik 'n eenvoudige konsep, het werk op evaporative cooling. Dis maar gewoonlik siwe wat hulle gehad het, en dan het hulle maar een of ander materiaal gebruik, het kan nou 'n hele paar verskeidenheid goed wees, maar ek weet die meeste van die goed wat maar gebruik was maar 'n tipe van 'n houtskool tipe ding. En wat dan gebeur het, is daar die heeltyd water oor dit gevloei, en soos die wind daar deurgaan, het hy hierdie stuk koelkamer dan nou al verkoel. Maar dit is baie belangrik dat jy moet verstaan, weer eens, die behoeftebepaling en hoe afhanklik jy wil wees. Net een ding op die sonstelsel ook, die batterye en daai tipe goed, en ek praat nou nie van jou gel batterye nie, ons praat nou maar van die lithium ions, hulle is redelik stabiel, en die krag en so is nie regtig 'n probleem nie. Maar wat ons al opgetel het, is jou inverters uit 'n jaar waarborg, so neem maar kennis daarvan, ons moes al van hulle vervang het. Die rede hoekom kan ek nie regtig vir jou met my vinger op het sit nie, maar dit is maar iets wat 'n probleem kan wees in die toekoms. So hou dit maar in gedagte, wat beteken, jy gaan dalk vir jou 1 of 2 of 3 backup inverters moet hê, net om seker te maak dat jou stelsel wel aan die gang bly. En dis hoekom ons ook toe nou maar half besluit het op die generator, dat as daar so 'n scenario inkom, of die scenario wat ons deurgegaan het, was die generator toe nou 'n lewensredder vir ons in daai tyd. Ja, baie duur in terme van petrol en so wat ons moes ingooi, maar op die einde van die dag, jy weet, daai brandstof het ons deurgetrek, laat ons nie enigiets verloor het op die einde van die dag nie. Jy weet, soos wat ons aangaan, is daar maar goed wat gevries is, en jy weet, veral as jy met vleis en daai tipe goed bewerk, moet jy maar 'n tipe van 'n stelsel hê, wat as daar iets gebeur met die hoofstelsel, laat daai stelsel wel in werking kan kom, om jou te help, dat jy nie opeindig om alles waaraan jy gewerk het te verloor nie. Maar mense, weer 'n keer, baie belangrik, die behoeftebepaling is belangrik. Ek weet van mense wat sonder krag aangaan, en daar's nie regtig 'n probleem nie. Hulle het ook hulle verskillende dele wat hulle doen. Ek weet van iemand wat hardloop op 'n generator, maar die generator word byvoorbeeld net gebruik om sekere take uit te rig. So, again, jy weet, dit is maar jou afhanklikheid, en jy bepaal waarheen jy dit wil vat. As ek nou net dink, as daar nog iets dalk is oor die sonstelsel, soos ek sê, net paar adviesgoedjies wat ek sal sê. As jy hierdie roete gaan, maak seker jy het 'n off-grid inverter. Jy kan redelike goedkoop inverters kry, maar die probleem is, hulle is nie off-grid inverters nie. So met ander woorde, hy het basiskrag nodig om te kan werk. Baie mense besef dit nie, maar dit is soos hierdie sonplase wat oral deur ons land staan. As Eskom val, kan daai inverter nie aansit nie. Hy het basiskrag nodig. So hy het 'n massiewe generator nodig, net om daai inverter basies aan die gang te kry. So dis een dingetjie wat ek wel sal sê van daai. En dan, as ek dink nog iets oor die sonkrag spesifiek, soos ek het genoem van jy load shed jouself, vir alles dat nou maar 'n bewolkte dag is of hoe ook al. En dan batterykapasiteit. Jy kan jouself nogal vinnig uitoorlê. As ek nou dink hoe ons in die stad geleef het, was daar buiteligte altyd aan en al daai tipe goed.
Jy kan nie regtig op daai selfde konsep werk as jy heeltemal van die grid af is nie. Dit is maar net so eenvoudig, tensy jy ongelooflike groot batterykapasiteit het. Maar onthou, elke keer soos wat jou kapasiteit vermeerder, so as jy meer batterye insit, moet jy meer panele kry. As jy meer panele op het, moet jy 'n groter inverter kry. So al hierdie goeders beïnvloed mekaar. So jy moet net jou huiswerk baie goed gaan doen en baie mooi gaan doen en bepaal weer eens wat is jou behoefte en wat wil jy hê. En van daar af maak jy jou aanpassings. Om julle 'n idee te gee, ek dink ons het begin met 2 batterye, ons het nou 5. So ons het daai behoefte bepaal en gesien dit werk nie, ons het hierdie nodig, ons moet dit insit. So mense, dit's maar hoe dit vir ons gebeur het en hoe dit vir ons gewerk het. Dit mag dalk 'n bietjie anders te werk in jou spesifieke scenario, maar ek dink is 'n goeie ding om na te kyk. Jy weet, want jou 2 groot goed in vandag se lewe en ook hoe ons lewe, en waarop jy nou maar erg nog steeds staat maak op die staat self, is nou maar jou water, en dan is dit ook jou, jy weet, jou krag. So, in die volgende videoetjie of stemgreepie sal ons dan nou gesels oor wat maak jy met jou vullis. Jy weet, ons is nogal 'n morsige, of mense is maar morsig, jy weet, ons dink nie so daaraan nie, maar baie goed word net weggegooi, en eerstens kan dit weer gebruik word, en tweedens, wat doen jy met die goed wat jy nou glad nie kan gebruik nie? Daar moet tog iets met dit gebeur. En as jy in 'n landelike gebied bly, dan ek dink nie daar sal enige iemand met my stry nie, maar dis nie of 'n asblik lorry by jou grond aankom en sê, hoorie, kom ek maak jou asblik leeg nie. Dit werk net ongelukkig nie so in hierdie land nie. Ek sal in die volgende stemgreepie so 'n bietjie daaraan raak en dan kan ons daaroor gesels. Wat het ons gedoen en wat doen ons nog steeds tot op hede? Okay julle, ek hoop julle het 'n wonderlike dag en dan praat ons weer.